Goeiemiddag. Ek wil net 'n kort YouTube maak en vir u net herinner dat oor 13 dae is dit die 16de Desember. Die herdenking van die slag van Bloedrivier. Nou, wat u nou ook al die dag noem, dit maak nie regtig saak nie. Daar is 'n belofte gemaak. Daar by Bloedrivier, en God het opgedaag. Inteendeel, daar is getuienisse, ek weet nie of het waar is nie, van die mense die boere wat daai Bloedrivier terrein as plaas gekry het. Hulle het by van die nakomelinge en van die mense wat daar was, gehoor dat Jesus homself aan die Zulu volk openbaar het, daar by Bloedrivier. So is so, dat een van die generaals van Dingaan, sy kleinseun, geloop het, daar van Umgungundlowo af, van Ilundi af. Pretoria toe en vir Paul Kruger gaan toestemming vra het, om vir die Zulus te vertel van die God van Bloedrivier. En na Bloedrivier het die Zulus tot bekering begin kom. Verskeie Zulus het tot bekering gekom. En daarna 'n sendingwerk onder die Zulus gedoen en het hulle vir Jesus aanvaar. Voor Bloedrivier het die Zulus niks van Jesus wou weet nie. Inteendeel, die man wat die sendeling was daar in Dingaan se kraal, het weggehardloop nadat Dingaan vir Pieter Tief doodgemaak het. So daar is iets rondom Bloedrivier en die belofte wat die Christendom daar gemaak het en wat ons geslagte tot 1994 amptelik in die kerke en by die skole gedoen het. So, ons het van 1948 af, van die regering af regdeur almal die hele land, het Bloedrivier erken. Nou ja, ek weet nie wie weet wat die beloftes is nie. Die boere of die Christendom het beloof om die dag te vier, om vir hulle kinders te vertel wat God daar gedoen het. En om 'n huis te stig vir God. Nou 'n belofte aan die almagtige Skepper kan jy nie kanselleer nie. En as ons gaan kyk wat nou in Suid-Afrika aangaan, wil ek vir u sê, ons moet dalk terugdink aan hierdie belofte van Bloedrivier. Want dieselfde belofte is voor die Eerste Vryheidsoorlog gedoen, en die boere was aan die wenkant. Hy is vir die derde keer gedoen voor Majuba, en weer eens het die boere 'n klinkende oorwinning behaal. So duidelik heg God waarde aan hierdie belofte. Maar ons het nog nie hierdie belofte nagekom nie. Die vrymeselaars het
die Voortrekker Monument loop bou. Ons vertel nie vir ons kinders wat met Bloedrivier gebeur het nie. En ons vier nie die dag nie. Ons is as nasie gebind aan hierdie belofte. As Christen Suid-Afrika. Of jy dit wil weet of nie, God eis vandag sy belofte op. Jesus Christus kom vandag en sê ek het met jou 'n verbond gesluit by Bloedrivier. Met jou volk. Die bloed wat in jou are vloei, moet hierdie gelofte nakom. Of so nie gaan ons 'n verskriklike prys betaal. Die moslems is klaar hier in ons land. Hulle is reg oor die wêreld. Die ANC het klaar ons land vernietig. 16 Desember is oor 13 dae. Suid-Afrika. Ons met Matteus 28 vers 19 ernstig begin opneem. En hierdie land en ons mense begin evangeliseer en disipel, beginnende by jou kerk, by jou huisgesin. Ken jy regtig vir Jesus? Kan jy die evangelie deel? Kan jy met 'n moslim die evangelie deel? Vir hom vertel wie Jesus is? Dit wat God op my hart gelê het, is dat ons moet nou ons mense, die gelowiges in Suid-Afrika oproep tot diensplig. So nie gaan dit te laat raak vir Suid-Afrika. Dit help nie jy emigreer Amerika toe nie. God is klaar daar, hy wag vir jou. Hy gaan jou terugbring na toe. Ons moet hierdie land evangeliseer. En ons moet begin hande vat in unity. Ons moet ophou met mekaar beklei en argumenteer en dwarstrek en nog 'n kerk gaan stig, nog 'n politieke party gaan stig. Ons moet vergeet van politiek en kerke. Ons moet terugdraai na Jesus toe. Hierdie mag ons laaste gelofte dag wees. Voordat die almagtige Skepper sy oordeel oor hierdie land gaan uitstort. God wil vir ons herlewing gee. God wil die land herstel. Maar as jy nie wil luister nie, sal jy voel. En jy mag dalk jou lewe verloor in hierdie proses. Want die moslim gaan nie vir jou vra of jy jou kan doodmaak en of jy jou mag doodmaak nie. Jihad is in die harte van elke moslim. Dit word elke week daar by hulle moskees deur die imam herhaal. Inteendeel, al die moslems herhaal daai verklaring elke Vrydag dat hulle die infidels sal gaan doodmaak. Dit is ongelowiges, dit is nie moslems. Suid-Afrika word wakker, staan op.